Soos julle weet, ek gaan hom nou net so bietjie probeer skuif. Rukkie terug is ek nou in die hospitaal. En ek lê in die hospitaalbed en oorkant my is 'n tweelingbroer. Albei van hulle het hulle rug gebreek. 'n Karongeluk. En dit lyk soos iets uit 'n aksiemovie uit. Jy weet mos as die toe ouens nou die heroes het nou seer gekry, hulle lê in die hospitaal. Dit lyk so. Maar hier kom die ding. Kom kuiertyd. Dan lyk dit soos 'n familiebraai in daai kamer. Almal is daar. Kyk, dis stemme wat lag, dis gehuil, dis gebid. Daar's tot 'n ouma wat koek bring. En dan kyk jy nou na my kant van die kamer. Is leeg. Stoel, ek wil net, Suzanne, well done. Ek het nie eens met jou gepraat voor die tyd nie. Dis well done. Ek dink daai is gepas op die tema. Net vir jou dankie sê. Nou my kamer is leeg en die stoel is leeg langs my bed. Jy weet, daar is mos die stoel langs jou bed nie. En hy is leeg en dis nie, ek meen hier sit my gesin hier voor. Dis nie dat hulle my nie liefhet nie. Maar dis net besig. En dis okay, want in daai stilte het ek iemand ontmoet. Nie 'n dokter of 'n verpleegster of 'n suster nie. Kyk, is lekker as hulle jou 4 uur in die oggend wakker maak en sê, "Sir, I want to make your bed." Maar in daai stilte het ek iemand ontmoet. En dis ook nie iemand wat klip-klap in die gang af nie. Sy teenwoordigheid is soos asem tussen gebede. Nou, my gedagtes vol hardloop soos daai ou. Jy weet, dit draai verskriklik. Veral as jy in die hospitaal lê. Ek weet daar's probleme met my rug. Maar dit kan iets anders wees en ek dink dis wanneer ADHD jy wil soos daai ou wat 5 km hardloop, jy weet as hy wegspring dan begin hy en dan na 500 meter dan maak hy klaar. Dis my gedagtes. En ek's bang, ek lê en wonder wat kan fout wees. En dit is in daardie onsekerheid, maar die Here my net weer herinner en hy sê vir my, wanneer jy deur diep water gaan, sal ek by jou wees. Nou hierdie preek vandag is gebou nie op 'n teorie of 'n mooi quote. Is gebore in daai hospitaalkamer waar ek gelê het en bewus geraak het van 'n ontmoeting met die Here. Nou dink en ek sê so dalk is hierdie presies die tyd wat hy gemaak het, sodat ek kan bewus raak dat hy tyd met my wil spandeer. En ons is nou al 'n rukkie besig met die ontmoetingsreek. Nou ek beloof julle ek het hom nie gedoen om in te pas by ontmoetingsreeks nie. Dis net toevallig dat hy inpas by die reeks. Maar ons is nou al 'n rukkie besig daarmee en dis belangrik vir ons om hierdie ontmoetings te hê. Hoekom? Want ons bou en verder, ek dink jy het dit so mooi opgestom, ons bou die verhouding met die Here, maar dis dieper as dit. As jy nie ontmoeting met hom het, kan jy nie 'n intieme verhouding met hom hê nie. En dis hoekom ontmoetings nou belangrik is. En wat ek vanmôre gaan doen, soos julle kan sien, God ontmoet jou waar jy is. Ek gaan uit die Bybel uit 'n paar plekke vat en vir julle wys waar die Here mense in hulle omstandighede, hulle situasie direk kom bystaan het en ontmoet het. Dis waaroor dit gaan. Nou, is dit nie maklik. En ek dink ek is baie skuldig aan. Ek dink veral met my situasie nou. Dit is baie maklik om te bid en te sê, Here, help my in my omstandighede. Of wat is die beter ene? Here, haal my uit hierdie omstandighede uit, want dit is nie lekker nie. Nee, is maklik. Ons gaan kyk bietjie na Moses. Van vlugteling na verteenwoordiger. Jy sien, na die sondeval met Adam en Eva, toe Eva die vrug vir Adam gegee het en Adam het gesê, is haar skuld en almal is behalwe die slang en die slang sê, is my skuld. Toe is die aarde vervloek. En hier kom hierdie man, 'n skaapwagter, meer as dit, 'n vlugteling, besig om sy skoonpa se skape op te pas, sy kleinvader. En hy pas hulle op in Midian. Nou, as jy bietjie gaan navorsing doen, dan sê hy's diep in die woestyn, in die agterkant. Net behalwe van die kant van die woestyn. Daar's niks, niemand, jy hoor niks, dis lekker. Weg van mense af op sy eie, en hier kom die Here en hy ontmoet hom op 'n besondere manier. Deur 'n bos wat nie uitbrand nie. Nou,
kyk sy woorde volgens Eksodus 3 vers 4 en 5. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê: Moses, Moses, en hy antwoord: Hier is ek. Hy sê: Moenie nader kom nie. Trek jou skoene uit, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Nee? Wat dink jy sou die Midian Times, as jy nou die Midian Times gelees het, dis in die koerant, dink jy sou daai opskrif gewees het? Brandende bos, lewende stem. Waarvan hardloop jy weg? Waarvoor vlug jy? Dis maklik en ek dink uit hierdie ontmoeting kan ons 'n paar dinge leer. God ontmoet jou op gewone plekke op ongewone maniere. Waarmee is jy besig as die Here jou wil ontmoet? Of is jy dalk te besig om hom te hoor as hy tyd met jou wil spandeer? Leef ons verby sy ontmoeting. Heilige grond begin waar God is. Die Here sê vir Moses in vers 5, hoor mooi, hy sê, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy is heilig. Wanneer God jou ontmoet, waar ook al dit sal wees, maak hy daai plek heilig. Of dit nou is in jou kantoor, in jou slaapkamer is jy besig om te bid, in die mall waar jy loop en jy ontmoet hom. Ek wil hê jy moet begin lewe asof jy op heilige grond loop. Dis my challenge. God roep ons tot 'n groter doel, selfs al is ons onseker in onsself. Ons het mos nou gehoor, Moses het baie verskonings gehad toe die Here hom roep. Twyfel jy nie self nie? Voel jy nie dalk self partykeer, maar hulle gaan my nie glo nie? Ek is nie goed genoeg nie? God, ek sê hierso, en dit is regtig so waar. God doesn't call the qualified, qualifies the called. Kom na my toe, ek sal jou leer. Sê net, hier is ek. Loop jy dalk verby jou brandende bos, jy te besig is? Net soos Hebreërs 13 vers 5 vir jou sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Net soos God vir Moses sê, ek is met jou, het Jesus ook vir jou gesê, ek is met jou, altyd. Die ding is, onthou die bos brand dalk nie meer in Midian nie, maar die Heilige Gees brand in jou. Daai bos is aan die brand. Ja, van vlugteling tot verteenwoordiger. Jy kan ophou vlug van dit wat in jou verlede gebeur het en begin verteenwoordiger wees in jou huidige omstandighede en jou hede. Nou hy ontmoet jou presies waar jy is in jou omstandighede. Onthou hy het vir Moses in sy omstandighede gaan ontmoet deur die brandende bos. En omdat hy hom ontmoet, kon Moses sy volk uitlei. Nou ons kyk gou hierso, dan sê ek nou, ek vat julle 'n bietjie na Daniël toe. Dit was die lekkerste, ek het in die hospitaal, terwyl ek al lees ek Daniël. En ek lees hierdie 3 vriende in die oond. Nou, as jy Daniël 3 lees, staar Sadrag, Mesach en Abednego 'n massiewe ding in die oog. Koning Nebukadneser bou vir hulle 'n goue standbeeld, en weer eens, as jy bietjie gaan lees, dit sê is ongeveer so 27 meter hoog. Nou, jy gaan hom nie mis nie. En hy sê reguit vir hulle, almal sal hierdie beeld aanbid of 4 oontoe. Nou van verskrikking na verlostes. Jy sien, hierdie 3 manne, weer eens, en ek gaan nou weer by 'n rebel kom, 'n groote. Maar jy kan sien, hierdie 3 ouens kies om die Here se wet te volg. Want as jy Eksodus 20 vers 3 en 5, is dit baie duidelik, jy mag geen ander god dien nie, en jy mag nie vir jouself 'n afgod bou nie. So hierdie 3 ouens kies, en hulle sê, net nee. Net nee.
Ekskuus, dit gaan nie. Nou, ek gaan hier so, dis regtig, ek weet nie of dit vir julle interessant gewees het, maar dit is vir my, toe ek dit sien toe. Ja, ek stuur vir my pa. Wow. Sadrag, onthou hulle het hulle name verander toe hulle inkom in Babilonie. Sadrag se naam is Anania. En dit beteken, die Here is my genadig. As jy gaan kyk na Mesach is Misael. En dit beteken, wie is soos God. En dan gaan kyk jy na Abednego, hy is Asaria. God het my gehelp. Nee, sit 'n bietjie ander omstandighede as jy gaan kyk na wat na hierdie 3 manne gebeur. Nou, hier kom die magic. Wow, die ontmoeting. As jy gaan kyk in vers 17, toe die koning bevel gegee, nee, is nie hy nie. Dis weer nie hy nie. Skies. Hy sê hierso, in vers 18 is reg. Hulle het in vers 17, sê hulle, dat ons sal die Here dien. Maak nie saak wat gebeur nie. En hier kom vers 18 en hulle sê, die Here sal ons, onthou die koning sê vir hulle, sal jou Here julle uithelp. Hulle sê, hy kan. Vers 18 kom hulle en hulle sê, maar so nie. Laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Kan hy julle uithelp? Ja, hy kan. Maar as hy nie doen nie, sal ek nog steeds nie jou gode aanbid nie. Sien, ek dink julle nie dalk was dalk daai element van bietjie bangheid nie? Men jy staar nou, jy weet wat is nou die einde. Ek gaan 4 oond toe. Dink julle hulle was dalk bietjie bang? Daai donker gedagtes oor die dood. Jy staan daai manne op en hulle sê, ons sal nie. Verwag ons nie dalk partykeer, en ek dink dit is so pertinent, verwag ons nie partykeer as jy bid vir 'n wonderwerk, dat hy presies moet gebeur soos jy hom gebid het nie. En dan mis jy regtig die wonderwerke om jou, want jy soek daai een ding, en jy kyk nie vir die res om jou nie. Met hierdie kom die gehoorsaamheid, en ek dink dit is so mooi, dit is, die gehoorsaamheid is nie afhanklik van die uitkoms nie. Ons is nie gehoorsaam in die Here omdat ons weet ons gaan hom ontmoet in die vuur nie. Nee, ek is gehoorsaam want ek weet hy gaan saam met my in. En al gebeur dit dat ek nie uitkom nie, is dit ook oukei, want dan gaan ek hom ontmoet. Koning Nebukadnesar, julle moet nou verstaan hoe kwaad is hierdie man. Hy is so kwaad, hy gee bevel dat die oond 7 keer warmer gemaak moet word. 7 keer. OK. Hy gee ook bevel dat die grootste en die sterkste manne van sy armee moet hierdie 3 manne kom bo en inlei. 7 keer warmer. Nou, 7 keer warmer. Hy sê in vers 22, hierdie vuur is so warm dat hierdie paar groot sterk, dis nou nie ek nie. Hier kan ek 'n paar ouens identifiseer om gou vorentoe te kom om te demonstreer. Maar die feit van die saak is in vers 22 sê hy daai groot manne het op slag doodgebrand. 7 keer warmer. En hier gaan hierdie 3 manne in die oond in. En 3 word 4. As jy gaan kyk en ons sê, ons is nooit alleen nie. Al voel dit vir jou dat jy alleen in 'n ding in 'n situasie instap, sê die Here vir jou, ek is met jou. God is saam met jou en ek sê weer hierso, die intieme verhouding met God is wat vir jou die gehoorsaamheid bied. Jy wil gehoorsaam wees. Die feit het hulle dalk gedink, hy sal nie van ons wegdraai nie, selfs in die vuur. Jesaja 43 vers 2 sê, as jy deur die water gaan, en dis wat ek gehoor het in die hospitaal. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy nie skroei. Die vlam sal jou nie brand nie. Wat sê daai koerant opbrig? Sterk manne brand dood, maar 3 word 4. Is daai arme koning.
Wat is jou vuuroond? Wat is jou geil beeld wat mense van jou verwag op hierdie stadium? Wat weerhou jou? Van verskrikking tot verlostes. Soms kan ons nou natuurlik in die verskriklikste situasies wees. Nee? Jy kan regtig, jy kan onmoontlike omstandighede wees en jy dink hierdie stappe kan nie. Here sê vir jou, al is dit 7 keer moeiliker, al val die Satan jou aan en hy maak dit vir jou 7 keer kwaader, is ek met jou. In jou test en to your testimony. God ontmoet ons in jou omstandighede. God het hierdie 3 manne ontmoet in die vuur. En omdat hy hulle ontmoet het, raai wat? Hulle het 'n hele koninkryk gedraai na Christendom. Nou, die laaste of die tweede laaste, ek praat 'n bietjie oor Daniël. Ons gaan 'n bietjie verder in Daniël. Van veroordeelde tot verheerlikte. Hier kom hierdie man. Nou julle moet onthou, hy is 2 konings deur. En albei konings het van hom gehou. Hier kom hy nou naam Nebukadneser vat Darius oor. Darius like hom so baie, hy wil hom sy 2IC maak. Second in charge. En die ander ministers, as jy hom nou gaan lees in die nuwe vertaling, hy sê ministers. Ja, ons ken ministers hierso. Ministers en landvoogde, die ouens wat in charge is om te kyk na die hele koninkryk. Hulle rapporteer nou terug aan die koning, alles is good. Hulle is bietjie jealous, want koning like hom meer as ons. En die ergste van alles is, hy is nie eens een van ons nie, hy is 'n Jood. Nog erger. Hulle soek fout in hierdie man. Maar hulle kry niks nie. As jy gaan kyk, hy sê so in Daniël 6 vers 6, dis die manne se eie woorde, hoor mooi, hulle sê, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond kry vir aanklag nie. Tensy ons dit teen hom vind in sy geloof. So wat doen hulle? So hardloop gewoon na Darius toe. Koning, doen ons begin, stel 'n wet op om te sê vir die volgende 30 dae mag niemand bid of aan iemand eer gee behalwe jou nie. En as hulle doen, gooi hom in die leeukuil. Lekker. Dis mos regverdig, want dis hoe ons hom gaan vang. Wat dink julle dat deur Daniël se kop gaan? Want hy het dit gehoor, die Bybel is baie duidelik, hy het dit gehoor, hy het geweet hiervan. En dis wat ek sê, ek gaan weer 'n bietjie praat oor nog 'n rebel. Hierdie man was 'n rebels. Kyk, hy het sommer nie net hierdie gevat nie, hy het gesê, vat die verbod, druk hom waar die son nie skyn nie, ek gaan nou bid, bo my slaapkamer. En raai wat? Ek gaan sommer my vensters oopmaak, dat almal my kan sien. Hy het nie omgegee nie. Bietjie rebel. Dalk as gevolg van sy trekrekord wat hy gehad het met die Here. Nou as jy mooi gaan lees in Daniël 1, het hy beskerming gekry met die kos. In Daniël 2 het hy die droominterpretasie gekry, en ek dink dis presies hoekom die eerste koning so baie van hom gehou het. Hy was die enigste een wat die droom kon uitlê. Presies. Daniël 3, die redding met sy pelle. Goeie trekrekord, né? Ons het nou al 'n paar keer gepraat oor die trekrekord wat die Here met jou in jou lewe bou. Vertrou hom daarop. Ek dink Daniël kon sê, hy is getrou, want hy het my nog altyd gedra. Dis hoekom ek nie bang is om hom nou te aanbid, waar hulle sê ek mag nie. Miskien was hy bang, nou leeu's is nie kaaitjies nie. Ek het 'n bietjie gaan kyk, hulle sê nou, ek weet nie hoe akkuraat dit is nie, maar hulle sê daar was 7 leeu's. Ander plekke sê 32. I'm not sure. Ek sal 'n bietjie verder gaan lees om vir julle dit presies te sê, maar dis groot is. Dis nie kleintjies nie, want as jy aangaan in die Bybelvers met Daniël 6, dan kom jy agter uit vir hulle permissie gegee om al die ouens wat teen Daniël was in te gooi en hulle het hulle almal opgeëet. So dit moes baie gewees het. Maar kyk gou so in 6 vers 22. 6 vers 22 en 23. Hy sê toe Daniël met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe. My God het sy engel gestuur
en die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie. Omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ook teen u, o koning, geen onreg aangedoen het nie. Beautiful, né? Dis net waar hy uitkom in die leeukuil uit. Koning hardloop na hom toe. Daniel! Daniel! Jy okay? Buddy, lewe jy? Ja, maak oop asseblief. Hy is altyd met ons. Ek is nie alleen in die kuil nie. Dit klink soos Dawid, waar in Psalm 23 vers 4 gesê het, al gaan ek ook in die dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Vertrou dit. Maak dit jou eie. Van veroordele tot verheerlikte. Koerant opdruk. Net na hy uitkom. Koning kry slapeloos nag. God red Daniel met 'n engel. Leeu's vasgeketting. Deur bonatuurlike magte, sê getuie. Ja, Daniel was veroordeel, maar later word hy verheerlik. Nie net deur die aardse koning nie, maar deur die hemelse koning. Juis omdat dis daai geloof lyk anders. Nee? Was jy al ooit veroordeel omdat jou geloof nie anders lyk nie? Jy sonde toelaat? Dis nie waar ons vanmôre praat nie. Ek praat oor daai ander geloof, die geloof wat anders lyk. Die geloof wat mense jou oor kan veroordeel en jy is nie skaam om te sê ek sal nog steeds wees wie ek is want ek glo in my God. Ek sal hom gehoorsaam wees al lyk dit anders as joune. Ek sal die voorbeeld stel. Net soos Daniel het. Leef jy sodat mense jou kan veroordeel as gevolg van jou geloof? Moet dit bietjie verander. Jy het tweaking nodig. Daniel se geloof was so anders, sterker en opreg. Daarom was hy nie bang vir die oordeel nie. Hy was nie bang vir die mense wat teen hom opgestaan het en gesê het, gooi hom in nie. Hy is van veroordeelde na verheerlikte. Daniel se geloof kan ons aanneem. Regtig. Dis iets wat ek my eie probeer maak die afgelope ruk. Om so gehoorsaam te wees. Om te sê, okay, ek's nie bang nie. Ek weet nie wat kom nie, maar dis okay, dis in sy hande. I don't have to be afraid. Ons moet leer om te leef dat daai geloof so uitgeleef word, dat God verheerlik sal word deur alles wat ons doen. In elke oomblik van elke dag. Onthou, as ander mense jou geloof verag, is dit seker die grootste kompliment vir God. Ek lewe anders, want hy was anders. God ontmoet jou in jou omstandighede, net soos wat hy vir Daniel daar gekry het in die leeukuil. Daarom kon hy die koninkryk red. Laaste enetjie wat ek oor wil praat. Jesus in die storm op die see, van vrees na vrede. Nou, dis nie die een waar hy op die water geloop het nie. Dis die ander een. Jesus sê vir sy disippels na 'n lang dag, onthou, Jesus het die heel dag gepreek. Hy is moeg. Hy sê vir sy disippels, kom ons gaan na die oorkant toe. Ons gaan nou op die bootjie klim. Ons gaan seil daai kant toe. Nou, as jy gaan lees Markus 4 vers 35 tot 41, en toe dit aand geword het, op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat en hom, net soos hy was, 10 baie moeg, saamgeneem in sy skei. En daar was ook ander skytjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skei geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skei aan die slaap op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, meester, gee jy nie om dat ons gaan vergaan nie? En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom.
toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en see hom gehoorsaam is? Dieselfde een wat dood oorwin het. Hulle het dit net nie geweet op daai stadium nie. Ek dink, as jy gaan kyk, en ek dink 'n mens moet regtig gaan stil staan by hierdie punt, en net vasvang op die punt dat jy te doen hierso met die disippels, nou onthou, dis experienced fishermen. Dit was hulle day-to-day job geweest, dis hulle day-trade. So, hulle ken van stormpies op die see. Nou, as jy gaan kyk bietjie, die navorsing sê hulle, die skytjies was om en by so 8 meter lank. Ek weet nie hoe diep nie, dis 8 meter lank, dis redelik lank. En as hulle sê die golwe is so groot dat dit binne die boot breek, dan was hierdie 'n storm. En as jy gaan kyk dat dit die experienced vissermanne is wat hom gaan wakker maak om te sê, meester, ons het moeilikheid. Dan kom jy agter hierdie ouens was bang vir 'n rede. Dit was 'n groot storm. En ek dink, as jy gaan kyk hoe hulle vir Jesus wakker maak, meester, word wakker. Ons gaan vergaan. Gee jy nie om nie. Ek dink, is hulle nie soos ons almal, die heel eerste reaksie is wat? Paniek. Ah! Hier kom moeilikheid. Ek gaan verdrink. As jy nie maar 'n bietjie so, dat jy, hoe kan jy slaap? Wat's fout met jou? Wat is Jesus se reaksie daarop? Hy word wakker. Hy beklei met niks en niemand nie, hy stap rustig. Swyg. Wees stil. So. Vers 38 waar hulle sê, meester gee nie om dat ons gaan vergaan nie. Vers 39, ek sit hom vele terug daar. En hy het opgestaan en die wind bestraf, vir die see gesê, swyg, word stil. Hoe lyk jou storm? Groot is jou golwe. Ek dink Jesus leer ons 'n paar dinge wat uit hierdie situasie gebeur het, oor sy natuur en wie hy is. Hulle is bang, maar ek is by hulle. Maak nie saak van jou situasie nie, hy is by jou. Tweede punt, ek is in beheer, selfs in chaos. Die feit dat hy eenvoudig opgestaan het en gesê het, swyg, wees stil. Gaan hy stap bietjie verder en hy sê, dat in daai vreesaanjaende situasie, waar jy voel alles is chaoties, alles is deur mekaar, ek weet nie wat om te doen nie. Here help my. Swyg, wees stil. Dis dieselfde manier hoe hy elke situasie hanteer. Ons geloof moet groei. Na die storm vra Jesus vir hulle, waarom is julle so bang? Het julle geen geloof nie? Dit wys sy hart. Hy wil hê ons moet hom leer ken en hom vertrou. Wat sou daai Jerusalem Times gesê het, as ek nou 'n berig kon skryf. Profeet bestraf see, wind bedaar. Jesus slaap deur storm, maar red almal deur goddelike gesag. Wat van ons gaan hom eendag weer in 'n storm nodig hê? Hebreërs 13 van 5, vers 5, en ek herinner julle weer. Ek is jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy is altyd met ons. In elke situasie en in elke storm. Maak nie saak hoe groot die golwe om jou is nie. I will keep my eyes on you, no matter how big the waves around me are. Is nie wat ons sing in die mooi liedjie wat ons vandag gesing het nie. I'll keep my eyes set on you. Maak nie saak van die golwe nie. Dis presies wat hy wil hê. Fokus op my. Waarvoor en waaroor vrees jy? Dalk voel jy soos die experienced vissermanne. Die golwe om my is ongewoon groot. Wat vir ons onmoontlik en chaoties is, hanteer Jesus met dieselfde rustigheid wat hy die storm stil gemaak het. God ontmoet jou in jou omstandighede, onthou Jesus was daar by hulle.
Hierdie manne het gesien wat Jesus kan doen. En hulle was nog steeds bietjie bang. Daarin met ons glo. Hy was by hulle in die boot, hy het met daai autoriteit die storm stil gemaak. Soos hy met daai autoriteit 'n storm kan stil maak, en dit is, wat 'n groot stilte gekom, is dit dieselfde Here, wat in jou situasie jou sal altyd help. Ek challenge julle hierdie week, om bietjie Bybelstudie te gaan doen. En ek wil regtig hê julle moet 'n bietjie gaan kyk, as julle, ek gaan vir Shamaine vra om dit op die groep te sit, alternatief as julle 'n foto wil neem. Hierdie is waar die Here mense in hulle situasie kom ontmoet het. En ek challenge julle, gaan lees bietjie hieroor. Dis regtig, as jy dit gaan verstaan, dan gaan dit net bietjie jou perspektief verander. Ons sien hoe God mense in die Bybel ontmoet het, en dit is regtig in die diepste tye van nood. Maar dis nie net iets van lank gelede nie. Ek wil afsluit met 'n ware verhaal van iets wat baie meer onlangs gebeur het. Van 'n man wat regtig in sy diepste en donkerste tyd, julle sal sien, moes hy in die waarheid vasgryp en glo, ek is altyd met jou. Daar's 'n ou in Amerika, sy naam is Pastoor Dwayne Miller. Ek hoop nog nie julle het van hom gehoor nie, want as julle het, gaan julle weer van hom hoor vandag. Maar hierdie ou bel sy kerkraad, en hy sê vir hulle, "Brie guys, ek siek, ek het verkoue. Ek gaan dokter toe, en die dokter sê vir hom, ek boek jou so 10 dae af. Hier's vir jou pille, en hier's jou kortison, hier's die dinge, gaan raak gesond." 'n Paar weke later gaan hy terug dokter toe. En dokter sê vir hom, "Is jy nog steeds siek?" Hy sê, "Ek maak keer niks, maar my stem is weg." Hy het nie 'n stem nie. Nou, ek dink, vir 'n pastoor is dit dalk een van die grootste probleme om te hê. Want behalwe vir jou geloof is jou stem 'n ander ding wat jy nie kan verloor nie. So, 'n paar weke later gaan hy na 'n spesialist toe, en die spesialist sê vir hom, "Dis wat jy nou gaan doen. Jy gaan nou vir 6 maande rus, tubestil bly." Nou, ek dink vir meeste getroude vrouens is dit seker 'n blessing, om te hoor dat jou man vir die volgende 6 maande tubestil moet wees. So bel hy sy kerkraad, en hulle sê vir hom, "Is reg, vat die 6 maande, ons is met jou, sal 'n replacement kry, dis alright, gaan." En hy en sy vrou pak daai kar, en hy ry na 'n plek toe waar niemand hulle ken nie, niemand van hulle weet nie, hy kan rus. En so rus hy sy stem. Na die 6 maande is hulle terug by die spesialis, en hy sê vir hom, "Nou wat nou? Ek het 6 maande gerus." Sy stem is nog steeds weg. Na so lank moes hy bedank by die kerk. Hy sê dit in sy eie woorde, julle kan regtig gaan Google dit, dis amazing testimony wat hierdie ou het. Hy sê hy moet bedank by die kerk, want hy kan nie sy kerk daardeur sit nie. Is nie regverdig teenoor hulle nie. So hy bedank. Maar dinge gaan goed, hy het gelukkig versekering, en hy lewe op die versekering, hulle betaal vir die toetse, en hulle betaal vir die dokters, en hulle betaal, gaan lekker. Hy kry toe werk ook in die private sektor as 'n speurder vir die hof. Hulle stel hom aan as 'n amptenaar van die hof, en hy gaan check bietjie die ouens uit. En man van geloof, hy moet weet wat hy doen. Perfekte ou vir die werk. En dinge gaan regtig goed. Na 3 jaar, 200 dokters wêreldwyd, 63 spesialiste later, kan hulle vir hom net een ding sê. Ons weet presies wat nie fout is nie. Nee? 200 dokters, 63 spesialiste, en hy sê wêreldwyd. Hulle het hom oral heen gevlieg. En hulle sê vir hom, ons weet presies wat dit nie is nie. Ons kan nie vir jou sê wat dit is nie. Nou, ek dink vir hierdie arme man, sy versekering kontak hom, en sê vir hom, ons kan jou nie langer dek nie. Kort daarna bel sy werk om, en hulle sê, ons kan jou nie verder kontrakteer nie, want, omdat jy nie 'n stem het nie, kan jy nie in die hof gaan getuig nie. Nou, wat maak jy nou? Hy bel toe die kerk, en hulle sê vir hom, kom terug.
Ons het 'n Bybelskool en ons kan jou in die Bybelskool, jy kan die Bybelskool aanbied. En is regtig, dit is baie interessant. Ek wil julle inteendeel wys wat maak hy. Hy sê, hy vat sy mikrofoon, ek gaan hom nie aansit nie, beloof. Maar hy druk hom so styf teen sy keel en dan praat hy, dat die mense hom kan hoor. Ek het vir julle 'n video oor hoe hy klink. Dis regtig, dis amazing. Maar hy sê, in sy eie woorde, en julle sal dit sien ook, hy het met die 12-boor halgeweer in sy mond gesit. Reg, om hy sneller te trek. Toe kom hy oproep. Sal jy asseblief Sondag vir ons intree om predikant te siek? So when the psalmist writes, and he heals all of my diseases, let me say to you that I believe God still heals. That hasn't ended. That is not over. Now you have to be careful on how you do this, because there are folks who carry things to an excess and it becomes a show. And God has never intended that that be what it is. God heals in His sovereign will. I don't know why God does things that He does, but I know that He does. And the only thing He requires of me is to allow Him to be God and me to be me, and let it be. To say that every single person will always be healed because Jesus died on the cross is a misinterpretation of Scripture. Not true. Won't work. Isaiah 53 doesn't talk about physical healing. I'm sorry. That's just not the context. And to impress that there causes a misinterpretation of Scripture. That's wrong. On the other hand, to say that, since we don't have anything after the book of Acts, that miracles ended at the book of Acts and they never happen again, is equally as wrong. Because you have put God in a box both ways. And He doesn't want to be in the box. So, the psalmist says, I'm excited. Bless the Lord, O my soul. One of His benefits is He heals all of my diseases. And then in verse 4 he says, and He redeems my life from the pit. Now I like that verse just a whole lot. I have had, and you have had in times past, pit experiences. We've all had times when our life seemed to be in a pit, in a grave. And we didn't have an answer for the pit we find ourselves in. And I don't understand this right now. I'm a bit overwhelmed at the moment. I'm not quite sure what to say or do. Ja. Ontmoeting met die Here daar. Skus, ek raak so 'n bietjie emosioneel as ek na hierdie man luister. As jy nie nou hoendervleis gehad het nie. Hy is by jou. Onthou wat sê Immanuel, God met ons. Hy ontmoet jou waar jy is. Hy ontmoet jou, soos vir my in die hospitaalkamer. Hy ontmoet jou in die brandende bos. Hy ontmoet jou in die vuuroond. Hy ontmoet jou in die leeukuil.
Hy ontmoet jou in jou storm. Hy maak die grond waarop jy loop heilig. Hy ontmoet jou waar jy is. En dalk moet ons net 'n bietjie die gebed verander. In plaas daarvan om te sê, Here, haal my uit. Sê die Here, ek weet U is by my. Wat moet ek hieruit leer? Amen. Mag die genade van Jesus Christus, en liefde van God die Vader, die gemeenskap en die ontmoetings van die Heilige Gees met julle wees, en bly totdat Jesus ons kom.